Onthou nou, in die ou tyd was daar nie nou so baie ligte soos wat ons het nie. Buiteligte wat brand en jy kan om jou sien en daar sprei ligte en so. En dan baie keer is die maan nou so helder dat jy min of meer die meeste dinge kan uitmaak en jy sien die see, die maan en die see skyn. Maar wanneer het nou lekker donker is nou donker nag. Wie van julle staan baie vroeg op? Nee. Maar ek het al in my lewe danksy sekere persone in my lewe wat vroeg wil ry, en so, dan moet ek maar saam met die rooi kat. Hoe loop 'n oggend? Maar nou meer so, jy word wakker, so sê nou maar dan nou, jy gaan kyk nou uit, dis pikdonker. Wat sal jy eerste doen? Of sien, wat sal jy eerste, jawel, wat sal jy eerste dien? Wie sal jy eerste bedien jou wederhelfte met koffie en bed? Ek het nou 'n slip gehad om te sê dien. Want dis dan moet ek, gaan maak 'n koffie, sê die ouens, sit die ligte aan. Maar okay, buite. Jy kyk uit, dis nou donker, en wat kom eerste? Die lig. Sê nou wat dis so donker en is toegetrek en daar's nie 'n ster nie. Nee. Maar die lig, voordat die son opkom, soos ons dit nou noem nie, dan skyn die lig en dan ontvou alles. En jy begin uitmaak, okay, daar's die see en daar's koppies of daar's berge en so die buitelyne en dan die plante hier om jou en die bome, die bosse se silhouet en dan diere. Onthou jy moet nou dink soos in die ou tyd, die Bybelse tyd, dit gaan maar min of meer dieselfde werk vir ons as moderne mense. Maar dan begin die dag nou ontvou, oopmaak, en dan nou laaste kom die mense uit, behalwe die wat nou baie vroeg gaan werk, maar laaste kom die mense uit, dis nou maar die gewone verloop. En dit is hoe die priester, want die hele styl van Genesis 1, dui daarop wat die priester het geskryf het, die hele orde en plan. Dit is hoekom Genesis 1 lyk soos dit lyk. Met die skepping, wat word eerste gemaak? Dis nie 'n wetenskaplike hoofstuk nie. Dis nie 'n les in die oorsprong van alles. Dis nie wetenskaplike feite nie. Moenie Genesis 1 letterlik vat nie. Dit maak nie saak hoe lank God gevat het nie. Maar ons moet tog nou nie vasklou daaraan en regtig daaroor begin beklei. Dit was 6 dae. En die 7de dag, die rustdag. Dit kon miljoene jare gevat het. So ons kan maar gaan kyk na wat sê die evolusie en wat sê die kennis en hoe oud is die aarde en die kosmos ensovoorts. Anders gaan ons sukkel met teenstrydighede en dan beklei wetenskap en geloof. Dan beklei hulle nou met mekaar. Nee, Genesis 1 is 'n geloofsbelydenis. Genesis 1, die skepingsverhaal, is 'n stelling. 'n geloofstelling om te sê, God het geskep,
Maak nie saak hoe nie, maak nie saak oor hoe lang tydperk nie. Maar God het geskep. En hy regeer, en hy hou sy skepping, my en jou, deel van sy skepping, hou hy in sy hande. Hy sorg vir ons, hy onderhou, en hy skep steeds. En in die kosmos, hy het kom herskep. Herskep in Jesus Christus. Een van die dae is Paasfees. In die opstanding van Jesus, opstanding Sondag. En dit wil dood eenvoudig vir ons sê. God het sy aarde en het sy mense, het hy nie net laat staan nie. Maak nie saak of ons Sondags is en hoe sleg ons dan party daar is nie. En hy wil steeds werk in ons lewe. Hy wil steeds sy blessings gee, sy seëninge. En nou moet jy verstaan waar of wanneer word dit toe nou neergeskryf, Genesis 1. Want Genesis 1 wil bemoedig, dit wil versterk. Genesis 1 is nie deur Moses geskryf nie. Ek weet in een van ons belydenisskrifte word Moses die outeur, die skrywer van die eerste 5 Bybelboeke genoem. En dit maak nou nie dat daai belydenisskrifte nou eenkant gegooi moet word en sê kyk niemand het by die skepping daar gesit en skryf. Dis eers hier baie later, toe Israel in ballingskap gaan, onder die Babyloniërs, 'n wilde, wrede volk, en Israel word weggevoer. Hulle verloor min of meer alles. Jerusalem word platgeslaan, die stad van God, soos hulle dit genoem het, en hulle tempel word platgeslaan. Nie almal is weggevoer, maar die meerderheid is weggevoer. En maar min of meer slawe. En hulle is nie altyd so goed behandel nie. Ja, hulle kon leef en werk en hulle ding doen, maar hulle was die onderdane van die Babyloniërs. En die Babyloniërs het 'n klomp gode gehad, afgode, Marduk en Tiamat en maak nie saak wie nog nie. En hierdie word in hulle kele afgedruk. En hulle worstel met 2 vrae veral. 1, is God almagtig? Is hy in beheer? Kan hy ons red, terugvat na ons land? En mense vra vandag nog. Mense worstel vandag nog. Kan God my genees? Kan God my help? En is hy liefde? Al kan hy die gode van die nasies, Babyloniërs byvoorbeeld, Assiriërs, hulle het geglo, hulle gode kan hulle help, maar ook nie altyd nie, maar die gode wil meeste van die tyd nie help nie. Hulle het nie gehou van mense nie, die gode was struktuurlik. Hulle het mense mishandel. En dis die verhale waarmee Israel sit in ballingskap, jaar 5, 8, 6 en verder. En dan kom hierdie persoon, hierdie priester, en hy skryf Genesis 1. Natuurlik is skepingsverhale saamgedra, mondeling oorgelewer, en dan kom gee hy dit. En dit is Genesis 1 is 'n protes. Teen die Babyloniese gode. Dis 'n protes teen die siening God is nie almagtig nie, God is nie liefdevol nie. Hy kan help en hy wil help. Sê dit bietjie hard. Dis 'n geloofsbelijdenis. Hy kan
En hy wil. Hy Kan en hy wil. Hierdie koning, Skepper God koning, kan en wil. En dit troos hulle. Dit troos hulle. En elke keer wanneer hulle, as die dag breek en oopvul, dan weet hulle, my tye is in die hand, soos Dawid geskryf het in een van die psalms, of plekke in die Bybel waar die woorde gebruik word, dag na dag sorg hy vir ons. Of wat Jeremia in Klaagliedere sê, Klaagliedere 3, u ontferming, u omgee liefde is elke môre nuut. Hy skryf dat ek gedink is klaar met my, met my geloof in die Here. My gedagtes draai vas as ek dink aan al die ellende by my en my volk. Dan sê hy, maar nogtans het ons nie vergaan nie. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Sy ontferming, omgee liefde, is elke môre nuut. En dit is wat Genesis 1 moet doen. As jy opstaan in die môre en jy kan sien of jy kan hoor in die skepping ervaar, ons veral mense wat in stede werk, spring op, hardloop, stop, wat ook al, vinnige ontbytjie, koffietjie in die motor en daar in die lang rye van motors verkeer. En die skepping gaan baie keer verby. Wat 'n ongelooflike voorreg het julle veral hier nie. En ons daar in Heidelberg, die natuur, die groen om ons. Dit gaan baie keer net verby, maar dis tekens van God. Dis 'n uitstalling, dis 'n exhibition wat vertel van God se wonderlikheid en sy sorg en die skepping wat dit uitstraal. En ons is die beeld van God. En ons moet dit uitstraal. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek gaan vat so van die begin af. In die begin. Eendag lang gelede, nee. In die begin, die Hebreëus daar. Dis 'n term wat gebruik is in die ou tyd om te praat van 'n koning wat begin regeer. Dit wil sê, toe daar niks was, was God daar. En toe hy begin skep, is hy die ware God en koning. So is klaar op geloofsbelijdenis, net die woordjies in die begin. Het God die hemel en die aarde geskep? Die hemel is nie ewig. Daar was nie eers 'n hemel nie. Net God was daar. Nou wil ek vir julle sê, julle het seker al probeer in jou gedagtes dink, nou hoe is dit moontlik? Daar is niks. Wat is niks? Niks is niks. Ons kan dit nie indink nie, ons kan dit nie indink. Wat was daar voor daar 'n aarde en 'n hemel was nie? Waar kom God dan vandaan? Dis die eerste vraag wat kindertjies vra. Wel, baie groot mense vra dit nog steeds. Jy gaan jouself mal maak, stem julle saam. Jy moet net aanvaar, God was daar. En hy skep uit die niks. My boodskap, verlede Sondag wat ek uitgesaai het, YouTube en WhatsApp groepe, het ek gepraat, die ou vaders wat ons die woorde geleer het in die Latyn, uit die ou dae, creatio ex nihilo, die skepping uit die niks. Dis 'n wonderlike ding om te sê, want waar daar niks is nie, kan God iets doen, bring. Waar jy voel, daar is niks, vergifnis, liefde, vrede, blydskap, oorwinning. Daar's niks wat meer goed is in my lewe nie, of in hierdie land nie. Daar is so bitter min
blydskap in die wêreld. God kan uit niks, of waar daar baie min is, kan hy iets tot stand bring. Dit is wonderlik. Dit is wonderlik. Moet nooit sê niks. Of ek is nou maar so gebore en laat staan. Nee. God sê ek werk steeds in jou lewe. Ek kan iets tot stand bring in jou familie. By mense vir wie jy bid. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Die ou Hebreërs sê, en in jou vertaling het dit ook so geskryf, woes en leeg duisternis was op die wêreld vloed. Kyk, hier het daai ou wat Genesis 1 geskryf het ergens hier van God 'n glimps gekry van die tyd toe die aarde nog nie bewoon was, hoor. Want miljoene jare gelede het die aarde so gelyk, Maar nou ook, miskien het God hom net so ietsie gewys van hierdie chaos, want dit is waaroor dit gaan. Ek wil julle nou nie lank besig om met dit, ek wil net vinnig sê, die Babyloniërs, onthou Genesis 1 nou 'n protes teen hulle skepingsverhaal, die Enuma Elish, wat jy dit wil noem, of hulle dit genoem het, en daar's 'n verskriklike stryd, dat Marduk kom beklei teen Tiamat en nog een of ander koekemoes, en hulle het 'n verskriklike geveg, en dan sny Marduk vir Tiamat in twee, en van een deel van haar liggaam maak hy die hemel, en van die ander deel maak hy die aarde. Maar dit is blood and guts. Dit is verskriklik, dit is wreed. En is chaos, en die chaos magte is maar altyd daar en regeer. God sê, okay, ek gaan dit eers so maak dat dit chaos is. Die woes en leeg speel nog op die name ook van daai afgode wat so beklei. God sê, okay, sê kom ek wys julle, sê nou maar daar is chaos, want die Babyloniërs kon nooit regtig van die chaos ontslae raak nie. Baie mense raak nooit ontslae van die chaos in hulle lewe nie. Maar die gees van God het deur die waters gesweef. Dit beteken God is daar. En hy ken dit alles. En hy weet. En hy is in beheer. En hy bedaar die chaos. Hy kom en hy skep waar daar chaos is. Miskien is daar chaos in jou lewe vandag. Iets. Ons sê maklik, dit is chaos. Dit is chaos in ons land. Chaos wat die petrol en die diesel betref. Ek het nog nooit die petrolstasies, die pompe so min motors gesien, soos die afgelope paar dae nie. Maar nou verstaan ek dat die meeste motors op die pad, lyk vir my, is diesel gedrewe. Want daar is die diesel nie. Ja, nou is die chaos nog erger, nou lees ek in die koerant, nou sê hulle, die minister gaan kyk, of daar nie diesel weggesteek word, en petrol weggesteek word nie, deur die mense, om geld te maak, wanneer die prys dan nou geweldig opgaan. Gees van God, is asof jy 'n duif sien, wat so oor waters sweef. En sover as God sweef, beheer, hy is in beheer, en dit het Israel besef, daar in Babylon. En toe het God gesê, niks dramaties, geen oorlog nie, geen bloed, stryd, 'n geskelende geraas nie, rustig gesê. Daarom sê Johannes 1, die herskepping,
In die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. Jesus, die woord van God, sê Johannes 1. En hy is die lig wat in die duisternis skyn. En die duisternis kon hom nie oorweldig nie. Net gesê, laat daar lig wees en daar was lig. As hy dan by magte is, as God, as Jesus, sy gees dan by magte is, om uit enkele woord net te skep. Ja. Hoeveel kan hy nie tot stand bring, as hy 'n paar of meer woorde sê nie? God het gesê die lig is goed. Hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Die lig het dag genoem, die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, dit môre geword. Dit was die eerste dag. En soos ek net te verduidelik het, soos 'n dag ontvou, dan word dit nou hier beskryf. Laat daar 'n gewelf wees tussen die waters van mekaar te skei, want hy moet apart wees, en dit is dan wat jy eers sien, as die lig kom, jy sien nog nie die son, maar dan die see en die aarde en die land, en die gewelf hemel genoem, dit het aand geword, het môre geword, die tweede dag, en die waters, God gesê dat die waters onder die hemel op een plek in mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word, so dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, die waters wat by mekaar gekom het hy see genoem. Hy het gesien, dit is goed. En so gaan dit aan, groenigheid, groen plante wat saad gee, vrugtebome, elkeen na sy aard vrugte, so dit gebeur, aand geword, dit het môre geword, die derde dag, God het gesê, dit is goed, elke keer, dit is goed. Dit is goed, God is tevrede met sy werk. En dan kom hy na daar lig te wees. Nou moet jy verstaan, die son, maan en sterre is aanbid deur die meeste van die volkere. Daarom verbied God dan ook sterrevoorspelling en om net eenvoudig, want in die ou tyd het hulle na hierdie sterrewiggelaars toe gegaan om die toekoms vir hulle te voorspel. Is vandag nog maar so. Weet jy of julle dit lees nie? Ek het een keer geskrik, toe 'n ou gepraat, en toe sê hy, 'n praatjie daar in Durban gehou, toe sê hy, weet jy wat, dit lyk nou vreeslik onskuldig, jy lees die sterre voorspel. Dan gaan ek na die leeu toe in prakties, dan lyk dit presies of dit so kan wees. Maar ek sê nou vir jou, die waterdraer en die ou tweedinkie en al die ander, kan maar dieselfde lees. Dan kan jy dit ook op jou van toepassing maak. Wat die ou sê toe, want hy werk met die okkulte en demone ensovoorts. Toe sê nee, die demone watch hou jou dop. En die oomblik wat jy gehoek raak aan die sterre voorspel, dan begin demone in jou lewe dinge 'n bietjie so vat. En dan gebeur daar sekere dinge, dan dink jy, my magtig, maar dit is waar. En dan is jy gevang. Nou, ek gaan nou nie instaan vir die waarheid daarvan nie, maar ek gaan ook nie sukkel daarmee nie. En al wat God hier wil sê is, nee, ek is die lig. Jesus is die lig, Johannes 1. Ek is die ware lig. Dis kom hy, daar lig is, voordat die son, maan en sterre is, wat doen hy? Hy gee die afgode pak. Dit maar moderne afgode, moderne magte, moderne dinge. Ons kan so maklik God uitskuif en tegnologie en wetenskap en wat ook al in ons lewe kan 'n afgod word. Ons kan self op die troon van ons lewe gaan sit. En wat God eintlik wil sê is, hoor jy tel, niks tel. Net ek is die ware lig. En dit is dan my noem nie eers die naam son, maan en sterre. In daai tyd, toe Israel in Babylon was, die gode se name is gebruik om die planete te noem. Daar word niks gedoen. Hierdie skryf niks. Hy het die twee groot ligte gemaak. Jy weet, as jy nou 'n baie belangrike afgod was, en God kom noem jou net, jy's een van die groot ligte.
Ja, maar my naam is net 'n lig, hoor. Jy's in diens van God om lig te gee. Dit sorg dat dit dag word en nag word, maar ek doen dit, sê God. Nie jy nie. Ek beheer, ek doen dit. Hy het gesien is goed. Aand geword, môre. En dan die seediere wat hy maak. En verder. Hy het gesê, wees vrugbaar, hy het hulle geseën. 5de dag, lewende wesens, die 6de dag ook saam met die mens. Miskien moet ons maar meer nederig wees, hy maak ons op dieselfde dag as wat hy die diere gemaak het. En ag, moet nou nie hier gaan inlees rondom, hy het eers die diere gemaak en toe kyk hy nou, watter van die ape wat verbykom, lyk die naaste na, om bietjie cuter te wees en slimmer en so. Ek weet nie man, ek gee ook nie om, ons nou oorspronklik in die see gekom het, op ons voorgeslagte was 'n vis, of wat ook al mense gedra is soos diere, ek begin al meer glo ons voorgeslagte was diere, ragtig. Maar anyway, my pa het eendag gesê, en ek stryd met hom, maar trek sy been op nou maar, en ek sê vir hom, nie maar ons voorgeslagte was ape. Ja, maar hy vererg voor. Hy sê my, luister, jou pa mag miskien 'n aap gewees het, maar nie my pa nie. Ek sê presies, pa, presies. Toe is hy maar kwaad. Toe sal hy. Nou, hierdie, toe het God gesê, vers 26, kom ons. Is die ons die drie eenheid? Nee. Dood eenvoudig, die hele gedagte van drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees, het laat eers ontwikkel. Ja, die hele Bybel praat van God as 'n Vader en van die engel van die Here in die Ou Testament en die Gees van God veral in die Ou Testament, maar dit is heel wat later as dan in die Nuwe Testament die drie eenheid, Vader, Seun, Jesus, Heilige Gees. Nee, ons is 'n royal plural, dis hoe hulle gepraat het in die Ou Testament. Konings het so gepraat. Ons kan nou mense sal byvoorbeeld sê, Tannie Koekie sal kom en sê, ons gaan hierdie jaar so vir 3 weke oor see. Sy bedoel net haarself. Party mense praat so. God mag, want hy is koning. Konings het gereeld verwys met gesag ons is die plural, ons is meervoud, ons is belangrik, die belangrikste. Wanneer jy bid, en jy weet, jy moet die ware almagtige koning te doen nie. Die mens as ons verteenwoordiger, 'n ambassadeur, ja, die ambassadeurs nou met Amerika, wat is hy ou se naam, vir wie ons regering nou so kwaad is, ja, ambassadeur uit Amerika, en daar is nou gestoeier uit daaroor, jy verteenwoordig jou land, God sê, jy verteenwoordig my, jy moet namens my, moet jy leef, en jy moet regeer, sodat die mens kan heers, beeld van God, ek gaan nou daaroor praat, hy kan heers, die woord heers beteken natuurlik om te beheer en daai kontrole en wat ook al, maar die woord beteken versorg, veral versorg die skepping, dis 'n preek op sy eie, ons kan daar weke daaroor gesels, hoe die aarde vernieuw word, nee, en om te versorg namens God. Ek sê baie keer vir mense, as jy 'n hond of 'n kat het, of die troeteldiere, of die diere op die plaas, maar as veral troeteldiere, dis jou klein stukkie versorging daai net. Jou tuin is jou klein stukkie versorging en stand hou. En dan sy verteenwoordiger gemaak, geskep, beeld van God,
Man en vrou albei. Nou gaan jy moontlik vra, nou wat nou van Genesis 2? Daar staan nou 2 skepingsvare. Nee, Genesis 1 is die algemene mens is beeld van God, man en vrou. Genesis 2 gee net die detail hoe hy dit gedoen het, wat ook nie so vreeslik letterlik gevat moet word nie, want dit beteken ook nou weer baie uit die stof van die aarde, die klei, die modder, om te sê jy jou plek ook ken, en moet jou plek ken, en as dan kom hy sorg, hy sê wees vrugbaar, hy staan niks van word so baie dat dit buite beheer raak, ensovoorts, sal moet ook verantwoordelikheid wees, trek op sy eie. Let op, baie belangrik sê, ek laat dit nie aan julle self oor, ek sorg weer, en dan al die plante, maar nou kom, as hy sê al die plante, kom in Genesis 2, en hy sê, maar van hierdie een boom, van kennis, alle kennis mag jy nie eet nie. Here, maar hy sê alle plante, nee, wat gebeur in die tussentyd? Hy sê die mense in die tuin, ook 'n preek op sy eie, en hy sê hierdie tuin moet jy bewerk, jou stukkie tuin, jou stukkie lewe, jou geestelike lewe, hoe gaan dit met die bewerking van jou lewe, en jou geestelike lewe, en jou familie en gesin, en daai stukkie gardentuin wat God jou gegee het, emosioneel, verstandelik, verhoudings, nee, dis ons stukkie tuin, bewerk en bewaak. Maar hoekom? Daar's dan nie bose nie. Nee, die bose is op pad. Toe die hemel maak, toe kom maar 'n sondeval, hy maak toe die engele, en toe kom die sondeval in die hemel, en daardie engel word uitgeskop, en baie ander wat in opstand teen God gekom het, en hulle is op pad aarde toe, om God se skepping te vernietig. Ons lei dit af, as ander dele wat ek so sin speel, op die engel wat in die hemel was, die een wat so mooi musiek gemaak het, maar ook bewaak, beskerm, dit wat God jou gegee. Hoe gaan het met die bewaak, die beskerming? Hoe gaan het met die beskerming van die beeld van God in jou? Jou self beskerm teen die bose. Here, bewaar ons teen die bose, lei ons nie in versoeking nie, maar help my om hierdie skepingswerkie, ek, in stand te hou. En deur boudsteen en gebed en geestelike dinge op te bou, maar te beskerm teen slegte goed. Of maak ons maar net oop, en die slegte kom in. Beeld van God. Ons kan baie nog sê, maar God is koning, ons is die onderdane, koning ken sy onderdane en hy sorg vir hulle. Daar was baie konings in die ou Bybelse tyd wat ontsaglik wreed was en nie vir die onderdane gesorg het nie. Daar's vandag baie regerders wat net na hulle self kyk. Hierdie regering van ons, by name die ANC, selfverryking, by die trog vreed. Ek sien die koerante skryf dit nog steeds, varke wat by die trog vreed, wat steel en hulle self verryk. Maak nie saak wat die kleur is, maak nie saak wat 'n ras, en steel van mense wat arm is, en Genesis 1 verkrag, en beeld van God verkrag, deur nie ander te versorg nie, deur nie die blessings ook aan ander uit te deel nie. As jy vir jouself die geestelike blessings hou, al die dinge wat die Here vir jou gee, liggaam, siel, gees, maak nie saak wat nie, en jy het oorvloed, en jy deel nie ook uit aan hulle wat nie het nie, verkrag jy die opdrag van God, om beeld van God te wees. Okay, beeld van God. Ek het net die woord exhibition genoem. Ons is die uitstalling, die tentoonstelling van God, sy eienskap. Die woord
Tselem beteken eintlik 'n standbeeld, beeld van God. Standbeeld wat opgerig is. 'n Koning het baie keer 'n standbeeld opgerig, 'n tselem. En dan stap mense verby en sê, o ja, sê vir kindertjies, dit is nou koning Amenhotep die 3de of koning Artasasta die 5de of wat ook al. En daai standbeeld herinner mense aan die koning wat regeer en ons is die onderdane, ons moet gehoorsaam wees. En die koning sal vir ons sorg. En hy help ons om ook na onsself te kyk en onsself te versorg. Hy gee ons die middele daartoe en die vryheid. En dis wat ons moet wees. Ons moet mense remind, herinner. 'n Vrou het vir my in Bloemfontein gesê, wie my man herinner my aan die duiwel. Ja, as mense wat jou herinner aan bose magte, maar ek het die vrou nou baie goed geken. Sy het my herinner aan die duiwel se suster, as sy maar in myself ook maar 'n stuk. Boosheid baie keer, en in jou nee, remind mense, dat God skepper is, dat hy regeer, dat hy versorg, dat hy steeds skep. Jesaja 43, ek jou gemaak, dis myne, moenie bang wees nie, ek ken jou, soos die pottebakker klein maak, so maak ek jou en ek vorm jou verder, en as het vrot, dan maak ons oor, dan begin ons van vooraf, dan edit ons, dan photoshop ons, maar dis nie vals nie, dis nie artificial intelligence, waar jy nie mooi weet, is het reg of nie, dis genuine oormaak. En beeld van God, soos om 'n foto te neem. Dina neem nou hier 'n video, wat ek volgende week wil uitsaai, of wil uitstuur, waar die mense wat dan volgende week daarna kyk, sal my dink is volgende week. Dis dan nou vandag wat ek het uitsaai, wat volgende week is. Ok, vergeet. En uitstallers, vertoonvensters, foto's, lewende foto's van God. God het jou gemaak. Hy is jou koning, hy versorg jou, hy seën jou. Hy sal sy blessings vir jou gee. Mag Genesis 1. Dit het ons gesê hier daaroor. Mag dit waar wees in jou lewe. Dat as jy in 'n tyd kom waar jy voel soos 'n balling, ek voel beroof, ek is weg van mense en dinge, ek voel vervreem, wat ook al in ons lewe skeefloop, mag God ons kom vertroos en versterk. Dis Paasfees, een van die dae, 2 Korintiërs 1, die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons vertroos, wat ons help, bemoedig. Kom ons bely dit, kom ons sê dit daar. Maak toe jou oor, sê ons dit daar. Here ons God, ons loof en aanbid U, want U is ons skepper God. U skep steeds in ons lewe. U hou in stand. U versorg. U seën ons. Help ons om U beeld te wees.